In vergangene jare was Hemelvaartdag mos nog 'n publieke vakansiedag uit respek vir die godsdienstige betekenis daarvan. Nou is dit vir jare lank nie meer 'n vakansiedag nie, maar die betekenis van Hemelvaart vir ons as gelowiges het nie verander nie. En ek wil net vir 'n paar minute reflekteer oor die betekenis van Jesus se Hemelvaart. Vir sy disippels, ja, vir die kerk deur die eeue, maar ook vir ons vandag. Kan ek net vir ons 'n paar verse lees hier in Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 8 tot vers 11. Daar staan die bekende woorde, Jesus se laaste woorde aan sy disippels volgens Lukas. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ek maak 4 waarnemings rondom die hemelvaart van Jesus. En ek wil hieroor 4 opmerkings, 4 betekenisse vir jou uitlig. Wat is die betekenis van Jesus se hemelvaart? In die eerste plek kom daar by my 'n vraag op. Waarom het daar 40 dae verloop van Jesus se opstanding uit die dood tot sy hemelvaart? Hoekom is hy nie dadelik by sy opstanding sommer opgeneem in die hemel nie? Daardie Sondagmôre, vroeg, voordat Maria van Magdalene hom nog gesien het, of dalk net na sy hom gesien het, of dalk dieselfde dag, Sondag, toe hy aan sy disippels verskyn het en aan die 2 Emmausgangers, sommer die eerste dag na sy opstanding. Hoekom is hy nie dadelik hemel toe geneem nie? Hoekom het daar 40 dae verloop? Dit was nie sonder betekenis nie. God sou seker maak dat daar oorvloedige eerstehandse getuies was dat Jesus waarlik uit die dood opgestaan het. Ons lees van nie minder as 10 gevalle waar Jesus verskyn het aan individue, aan groepe, en trouwens in 1 Korintiërs 15 vers 6 vermeld Paulus dat hy op een geleentheid sommer aan meer as 500 mense tegelyk verskyn het. Die hemel wou hê dat dit 'n historiese werklikheid bevestig sou wees en opgeteken sou word deur meer as een persoon. En is opvallend dat in Handelinge en in die briewe van die apostels, die res van die Nuwe Testament, hoeveel keer daar verwys word na die opstanding van Jesus en van die apostels wat getuig en bevestig dat hulle getuies is van die opstanding van Jesus. So die eerste belangrike rede waarom Jesus hemel toe gevaar het, nie onmiddellik nie, maar na 40 dae, was dat daar onafhanklike, individuele getuies sou wees, wie se getuienis absoluut ooreenstem. Hulle het Jesus gesien met 'n bonatuurlike, verheerlikte liggaam, 'n ander dimensionele liggaam wat weliswaar ons nie kan begryp en verstaan dat hy aan kon geraak word deur Thomas, deur 'n muur kon beweeg, saam met hulle kon eet. Maar dit was die bevestiging, Jesus het waarlik opgestaan. So dit is die eerste belangrike rede vir die hemelvaart, is die bevestiging. Ons weet vandag, Jesus het opgestaan die dood, en daar was oorvloedige tyd oor 7 weke, of byna 7 weke, dat Jesus se opstanding bevestig is deur sy verskynings. Daar's 'n tweede waarneming wat ek maak. Na Jesus se opstanding uit die dood, was dit nie soos wat dit was voor sy kruisiging nie. Toe was hy vir 3,5 jaar 24/7 saam met sy disippels. Hy het saam met hulle geloop, hulle het saam gewoon, saam geslaap. Hulle was gedurig met mekaar elke dag, elke week, elke maand vir daardie hele periode. Na die opstanding uit die dood sou dit anders wees. Elke keer sal jy lees waar Jesus verskyn het, presies dit, en hy het skielik verskyn. In die bofortrek, aan die Emmausgangers, aan Maria,
aan die disippels langs die see van Galilea, waar ook al, hy het verskyn en net so skielik weer verdwyn. Dis wat die Bybel elke keer sê, hy het skielik uit hulle sig, voor hulle oë verdwyn. Dit kan gebeur, want hy het 'n bonatuurlike verheerlikte liggaam gehad. So daar was sporadies verskynings van Jesus, ten minste 10 keer, daar kon meer geleenthede gewees het. En dan op daardie laaste dag, wat ek vir jou gelees het, wat Lukas se weergawe is, wat baie akkuraat was in sy geskiedskrywing, sê hy dat Jesus is voor hulle oë opgeneem en het in 'n wolk verdwyn. Nou, dit was waarskynlik nie 'n wolk wat ons ken, 'n reënwolk nie. Dit was waarskynlik die Shekinah wolk, die heerlikheidwolk van God se teenwoordigheid waarin hy verdwyn het. En die 2 engele wat verskyn het, wat gesê het, hy sal net so terugkom as wat jy hom sien wegvaar. So na daardie laaste ontmoeting op die Olyfberg, toe Jesus hemel toe gevaar het, dit wat ons vier in hierdie tyd, sou die disippels hom nie weer sien nie. Daar is 3 uitsonderlike gevalle na sy hemelvaart, wat hy weer aan individue verskyn het. Dit was toe Stefanus sterf onder die klippe reën, het hy Jesus sien staan aan die regterhand van die Vader. Paulus, wat daardie ontydige geborene is, wat op Damaskuspad Jesus sal hom verskyn het, gesê het, waarom vervolg jy my? En dan natuurlik ook aan Johannes op die eiland Patmos, aan wie Jesus verskyn het en hom getoon het wat in die laaste dae moet gebeur. Ons weet daar deur die eeue mense is wat persoonlike getuienisse het dat hulle op een of ander manier die Here Jesus gesien het, maar dit was uitsonderlik. So na Jesus se hemelvaart moet ons aanvaar, ons gaan hom nie fisies weer sien tot hy weer gaan kom met die wederkoms nie. En dis wat hierdie 2 engele vir die disippels gesê het by die hemelvaart. Hierdie Jesus sal net soos wat hy opgeneem is in die hemel, weer terugkeer. Daarom die tweede gevolgtrekking en waarneming wat ek maak rondom die hemelvaart is, die hemelvaart herinner my dat Jesus weer gaan terugkeer. Dit was sy belofte, die engele het beloof, en ons kyk uit, net soos wat hy gegaan het, sal hy weer terugkom. Nie onder die beheer van 'n mens nie. Die eerste keer toe Jesus gekom het na hierdie aarde, was hy afhanklik van die skoot van 'n jong meisie. Hy het deur 'n jong meisie sy geboorte aangegee. Maar die tweede keer as hy gaan terugkom met sy wederkoms, gaan hy nie afhanklik wees van 'n mens of van 'n koning nie. Hy gaan kom met die wolke van die hemel. Maar ons kan seker wees, Jesus kom weer. Die hemelvaart verseker ons daarvan. Daar's 'n derde belangrike waarneming wat ek maak rondom die hemelvaart van Jesus. En dit is die feit dat Jesus volgens Matteus sy laaste woorde wat hy aan die disippels gespreek het, was die groot opdrag van Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons noem dit die groot opdrag, the Great Commission. Ek het gewonder hoekom het Jesus nie die groot opdrag gegee net nadat hy opgestaan het uit die dood, toe hy aan die disippels verskyn het in die bovertrek nie. Waarom het hy dit gegee net voordat hy teruggevaar het hemel toe? Want jy sien, na Jesus opgestaan het uit die hemel, was die disippels oënskynlik in 'n soort van 'n vakuum. Hulle het nie geweet wat nou nie. Trouwens, hulle was so in die lug, het so in die lug gehang dat hulle teruggekeer het na hulle ou beroep. 6 van hulle het saam met Petrus weer begin visvang. Hulle het nie geweet waarheen nou nie. Daar was geen opdrag, daar was geen duidelike missie voor hulle uitgespel nie. Maar nadat Jesus met hulle gepraat het, net voor hy hemel toe gevaar het, was hulle vol verwagting. Trouwens, hy het vir hulle gesê in Lukas 24 vers 39, julle moet gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. So na sy hemelvaart kan jy seker wees, toe daai disippels terugkom van die Olyfberg, was hulle begeesterd, hulle was gefokus, hulle was vol verwagting, en hulle het vir 10 dae in die bovertrek gaan wag, totdat Jesus sy belofte waargemaak het. So die hemelvaart van Jesus herinner my daaraan, hoe belangrik die groot opdrag is wat aan jou en aan my gegee is, om op watter manier dit vir ons ook al moontlik is, getuies te wees, soos wat Jesus in Handelinge 1 vers 8 vir sy disippels gesê het, julle sal my getuies wees. Moet dit nie vergeet nie, Jesus het opgevaar hemel toe en hy vertoef nog om terug te kom, omdat ons taak om die groot opdrag uit te voer nog nie afgehandel is nie. Die 4de belangrike waarneming en opmerking wat ek wil maak oor
Jesus se hemelvaart is, dat die hemelvaart was 'n belangrike skakel, trouwens eintlik die laaste skakel in Jesus se verheerliking. Sy verheerliking het begin toe hy daar aan die kruis gehang het en kon uitroep, dit is volbring. Dit is verder geneem toe hy in 'n ryk man se graf begrawe is. En natuurlik was sy verheerliking geaksentueer deur sy opwekking uit die dood. Maar nou met sy hemelvaart word hy deur die Gees teruggeneem na God se woonplek, waar hy vandaan kom. Daarom kon Petrus op Pinksterdag in Handelinge 2 vers 33 sê, dat hierdie Jesus, God het hom verheerlik, en hom aan die regterhand laat sit, en aan hom die belofte van die Heilige Gees gegee, dit wat hy nou uitstort op julle. In Johannes 7 vers 39 het Johannes ook gesê, dat die Heilige Gees nie uitgestort sou kon word, nie sou kon kom, voordat Jesus nie eers verheerlik is nie. Met sy hemelvaart het sy verheerliking 'n klimaks bereik. Nooit sou hy weer deur mense gespuug, geslaan, gegeestel gekruisig word nie. Hy het die volle pad geloop. Hy is op pad terug na sy Vader. Hy gaan deur die hemele. Hy sou aan die regterhand van die Vader gaan sit. Hy sou deur engele en gerubs en heilige wesens aanbid en geëer word. En die belangrike is wat Petrus sê, hy het die belofte nou van die Vader ontvang, die Heilige Gees, wat hy op julle uitstort. En daarom kon Petrus in Handelinge 2 vers 38 en 39 vir die skare sê op Pinksterdag, toe hulle vra, wat moet ons doen, broeders? Hulle sê, bekeer julle, en laat julle gedoop word in die naam van Jesus. En julle sal die gawe, die Heilige Gees, ontvang. So op Pinksterdag, toe Jesus aan die regterhand van die Vader is, en hy die belofte ontvang het, en het uitstort op die disippels, en het gepaard gaan met 4 tonge en 'n rukwind, en veral met die spreuke in ander tale, was dit 'n bevestiging, met akklamasie. Jesus het gearriveer. Jesus is aan die regterhand van die Vader. Hy is verheerlik in die hoogste hemele. En sedertdien, elke keer, wanneer 'n gelowige die ervaring het wat op Pinksterdag die disippels se deel was, vervul word met die Gees, dan is dit opnuut 'n bevestiging. Jesus het opgestaan uit die dood. Jesus het opgevaar na die hemel. Jesus leef. Hy's aan die regterhand van die Vader. Ek hoop jy kan getuig dat jy ook vervul is met die Heilige Gees. En as dit nie so is nie, bid God en vra dat dieselfde ervaring wat die 120 in die bovertrek deelagtig geword ook aan jou toe kom. Want hy het gesê, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Die hemelvaart van Jesus bevestig ten minste hierdie 4 dinge aan my duidelik en onomwonde. En laastens die belangrike, Jesus leef. Hy's aan die regterhand van die Vader. Ek wil saam met jou bid, sodat jy die volle heerlikheid van sy opstanding mag ervaar. Here, dankie vir die opstanding uit die dood en vir die hemelvaart. Die hemelvaart wat die verseëling was dat U regtig opgestaan het. Dat U regtig na die Vader toe gegaan het. Dat U verheerlik is. Dat U vir ons die groot opdrag gegee het. En dat U die belofte van die Heilige Gees aan ons gegee het. Dankie dat ons ook daardie volheid mag belewe. En vandag, soveel jare later, in ons harte weet, Jesus leef.